Môre, dis Maandag die 4de Mei en ek hoop dat jy God se genade vandag al reeds raak gesien het. Ons is vandag nog steeds in Genesis 31 en die titel van ons dagstukkie is God staan tussen jou en die agtervolger. Ek wil jou vandag vertel van 'n man wat bang was, regtig bang. Jakob het sy tente afgebreek terwyl Laban sy kleinvee gaan skeer het. Hy het sy vrou en kinders op die kamele gelaai, sy kuddes bymekaar gedryf en weggegaan, sonder om vir Laban te sê hy gaan. Hy het later self gesê, hy het weggehardloop omdat hy gevrees het. En ek wil jou iets vra, het jy al ooit so gevlug? Nie noodwendig fisies nie, maar van 'n gesprek af, van 'n situasie, van iemand af, omdat jy bang was. Jakob ken daardie gevoel. Laban hoor die nuus 3 dae later. Nou Laban vat sy broers bymekaar en hulle begin Jakob te agtervolg, 7 dae lank. En terwyl hy nader en nader kom, weet Jakob nie wat voor hom lê nie. Hy het net sy gesin en sy kuddes en sy vrees. Maar die nag voor Laban hom inhaal, gebeur iets wat Jakob nie eens weet nie. God verskyn aan Laban in 'n droom en hy sê net een ding, pas op, dat jy met Jakob nie goed of kwaad praat nie. Raak hom nie aan nie, een sin. En Laban, die man wat 20 jaar lank Jakob bedrieg het, was skielik magteloos. Terwyl Jakob geslaap het, het God reeds die situasie hanteer. Terwyl hy nog nie eens geweet het wat kom nie, het God reeds tussen hom en Laban gaan staan. Dis hoe God se beskerming werk, nie reaktief nie, voorkomend. En die konfrontasie gebeur. Laban praat groot, hy soek sy huisgode. Hy maak Jakob kwaad, maar hy kan niks doen nie, want God het die nag voor dit reeds die saak beslis. En Jakob staan op en hy getuig. Hy sê vir Laban, as die God van my vader nie aan my kant was nie, sou jy my met leë hande weggestuur het. God het my ellende gesien en die moeitevolle arbeid van my hande. En hy het jou gisteraand geoordeel. 20 jaar van bedrog en stryd. En Jakob staan voor Laban en sê, God was by my, die hele tyd. En dan doen hulle iets interessant. Hulle pak klippe bymekaar en hulle noem die plek Mitspa, die uitkykpos, die wagplek. Maar onthou, Mitspa was nie 'n see nie. Laban het gesê, die Here waak tussen ons. As jy my dogter sleg behandel, sal hy jou straf. Dit was 'n dreigement van Laban af. Maar die woord Mitspa sê iets dieper. God is die ewige uitkykpos, die een wat altyd waak. In Psalm 121 sê dit so, hy sluimer nie en hy slaap nie, die bewaker van Israel. Jy hoef nie self op wag te staan nie, God staan reeds op wag. En dit is die tema wat deur hierdie hele hoofstuk loop. God wat tussen Jakob en Laban staan. Dit is die skadu van Christus as bemiddelaar. Jesus staan vandag nog tussen ons en die aanklaer. Hy tree in vir ons aan die regterkant van God. Romeine 8 vra die vraag: as God vir ons is, wie kan teen ons wees? Nie dat iemand teen ons sal wees nie. Laban was teen Jakob, maar hy kon niks doen nie, want God het tussen hulle gestaan. Jy het dalk vandag 'n Laban, nie noodwendig 'n persoon nie, dalk 'n situasie, 'n siekte, 'n finansiële druk, iets wat agter jou aankom en jou bang maak. Maar hier is die waarheid van Genesis 31. Die nag voor die konfrontasie, terwyl jy nog slaap, is God reeds besig. Hy gaan voor jou staan, voordat jy eers weet wat kom. En soos Jakob aan die einde van sy lewe bely, die God wat my soos 'n herder my hele lewe gelei het my uit elke nood verlos. Kom ons bid saam. Here onsse God, U is die vrees van Isak, die God voor wie selfs Laban moes buig. U het die nag voor die konfrontasie reeds die situasie hanteer. Terwyl Jakob geslaap het, was U reeds besig. Here, ons bely dat ons soms soos Jakob in vrees besluite neem, maar U beskerm ons, nie omdat ons dapper is nie,
maar omdat U getrou is. Dankie dat Jesus vandag nog tussen ons en die aanklaer staan. Dankie dat die bewaker van Israel nooit sluimer of slaap nie. Dankie dat U reeds voor ons uitgegaan het in elke situasie wat ons vrees. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. En onthou vandag, jy is dalk die Bybel wat iemand vandag moet ontmoet. Watter Laban agtervolg jou vandag? En vertrou jy dat God reeds die nag voor die konfrontasie ingegryp het? God se beskerming is voorkomend. Hy staan tussen jou en alles wat jou wil benadeel. Die bewaker van Israel sluimer of slaap nooit nie. Ek hoop jy het 'n geseënde Maandag.